Onse Hemelse Vader, ons dankie vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus, wat self die woord is, wat vlees kom word het en onder ons kom woon het. Ons dankie die bare Here dat U nog altyd woon in U woord. Ons dankie die bare Here dat U lewe in ons harte deur U Gees en deur U woord. So Here, kom maak ook vanmôre U woord vir ons lewendig. Here, kom bevestig vanmôre U woord in elke hart en laat U naam verheerlik word in Jesus naam. Amen. En broer en suster, ek wil u vra om saam met my te lees uit 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4 en ons gaan lees vanaf die eerste vers. Ek lees nog uit die ou vertaling. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend na die fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Carpus in Troas laat bly het, en die boeke, vir al die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milete laat agterbly. Beywer jou om voor die winter te kom. Jubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Mag die Here sy woord vanmôre ryklik aan ons harte seën, my broer en suster. Ek lees vir u weer verse 6 tot 8. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie,
maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. My broer en suster, die opskrif van my boodskap vanmôre aan u is tot die end toe. Tot die end toe. Dit stem nogal merkwaardig ooreen met ook die getuienis van Suster Neser vanmôre, wat die Here vir haar Woensdag gesê het, en sekerlik het ons nie met mekaar hierdie titel of hierdie boodskap bespreek nie. Ek wil myself en Suster Neser nie met die apostel Paulus vergelyk nie. Maar ek glo tog daar is 'n paar baie waardevolle en baie pertinente parallelle wat ons kan trek. Soos ek alreeds met die aanvang van die diens gesê het, my broer en suster, ons einde in vereniging het ook gekom. Dit is vanmôre my laaste Sondag boodskap in hierdie gemeente as die herder van hierdie gemeente. Ons vertrek staan voor die deur. Aan alles kom daar 'n einde. Maar ons dank die Here, my broer en suster, onse God is sonder einde. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Prys die Here, hy het geen begin en hy het geen einde nie. En is dit nie wonderlik dat hy sy eie seun na hierdie aarde toe gestuur het, om daardie verskriklike prys vir ons te kom betaal wat ons as mense nie werklik kan besef of ooit kan deurpriem nie. Maar my broer en suster, dat hy gekom het en dit kom doen het, dat ons vanmôre juis aan sy tafel kom sit om dit ook weer te gedenk, om ook aan u en aan my daardie selfde ewige lewe te gee. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat die Here Jesus self van Martha gesê het, Martha, hy wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here, mag God vir ons genade gee, waar ons gedagtes met so baie dinge besig gehou word, in hierdie ou lewe, al sy bekommernisse en sy stryd en al sy versoekings en misleidings en uitdagings en gevare, dat ons tog eerste dinge eerste sal stel ook in ons gedagtes en in ons lewenswyse, en dat ons lewenswyse daarvan sal getuig, ek het 'n lewe wat nie hier uit my uit ontspring nie, maar 'n lewe wat ontspring uit die bron van ewige lewe. Soos ons Here Jesus self gesê het, my broer en suster, moenie bang wees vir hulle wat die liggaam kan doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Vrees hom liewer wat beide liggaam en siel in die hel kan verderwe. Vrees hom. En so, my broer en suster, as my laaste Sondag boodskap dan as herder van hierdie gemeente, dank ek die Here dat hy vir ons die krag gegee het om werklik waar tot die eind toe te volhard. Ek kan nie in die bestek van 'n boodskap soos hierdie in besonderhede ingaan nie. Ek dank die Here, dis opgeskrywe in die boeke van die hemel. En ek dank God, my broer en suster, dis ook opgeskrywe in die harte van hierdie gemeente. En dis opgeskrywe in die harte van baie mense wat ook deur hierdie gemeente en die bediening wat hier was ook kan getuig van wat God vir hulle beteken het. Dit beteken natuurlik glad nie, my broer en suster, dat dit nou die finale einde van ons is nie. Ek glo, soos die Here ook vanmôre in die uitleg van tale gesê het, God kan nog vir ons baie werk hê. Dit is in sy hande. En ons sal sekerlik ook nog as besoeker van tyd tot tyd ook hier na u toe kom. Ons gaan nie ons hande laat slap lê nie. Ons het net werklik waar, ek kan u die versekering gee, my broer en suster, ek het net 'n werklik ware rus nodig.
Ons het beide liggaamlik en geestelik het ons 'n sielemoegheid wat ek weet wat die Here vir ons weer sal herstel. Jy moet weet, my broer en suster, ons staan nou 33,5 jaar in aktiewe bediening hier in vereniging, waarvan die eerste 7 jaar in 'n Engelse gemeente was. Ek het hier al baie uittreksels uit daardie lewe uitgegee. Ek moet vanmôre erken tot my skaamte, daar was dikwels tye in daardie jare waar ek vir myself gesê het, dit lyk vir jou, dit lyk vir my asof ek my wetenskapkennis maar weer 'n bietjie sal moet opknap. Dalk moet ek maar teruggaan na my tydelike werk, maar teruggaan na my navorsingswerk, want dit lyk asof my paadjie hier gaan doodloop. Dit het dikwels gebeur. Dinge wat die gemeente nie van weet nie, maar wat God van weet in die lewe van elke diensknegt van die Here, wat werklik staan vir die waarheid. My broer en suster, ons was altyd in die minderheid. Ons was altyd verantwoordelik vir hierdie groot en heerlike visie wat God aan ons toe vertrou het. Ons was altyd bespot. Ons was altyd verkleineer. Ons was altyd tot taamlik onlangs onseker van ons bestaan. U weet maar net nie daarvan nie. Mense, kom maar hierso. Hier staan 'n kerk, daar staan 'n pastorie. Hier is die pragtige gronde. Ek roem nie daarin nie, dis die Here sy eer en sy verheerliking. Maar ons het hier gekom toe dit die stortingsplek van die omgewing was. Dit het ek vir u al baie keer gesê. Ons moes hierdie plek omploeg en toe met 'n stootskraper, 'n padstootskraper gelyk stoot, om hom daarom net eers gelyk te kry. As ek sommige van hierdie dinge herhaal wat ek alreeds gesê het, dan moet u my maar vergewe, want nie almal het dit altyd alles gehoor nie. Ek dink ek het u ook al vertel hoe ek eendag terwyl ons besig was om hierdie grond om te ploeg, by hierdie buurman hier oorkant gestaan het. Almal met ons gespot, hulle spot nou nog met ons, daai kinders rondom spot nou nog met ons oor ons hande klappery in hierdie snaakse kerk, my broer en suster. Ons kry mense, ons kry briewe van oorsee, ek kry briewe uit Amerika uit Skotland uit Nederland uit. Sê, ons het een ideaal, en ek jok nie nou vir u nie. Ons het een ideaal, en dit is dat ons net een keer in ons lewe by daardie Ekklesia kerkie kan kom, daar in vereniging. Dis hoe die meeste van hulle dit uitspreek in elk geval. Maar die mense hier rondom skud die kop vir ons en steek die tong vir ons uit. Dis hulle saak eendag voor die Here. Maar ek staan by daardie man, staan daar gesels, hy is my buurman in elk geval. Ons is nie in kwaai vriende met enige van hierdie mense. En hy sê so spottend vir my, hy sê, en wat wil jy nou daar maak? Wil jy daar mielies plant? Ek sê, nee meneer Serfontein. Ek sê, julle sal nog sien, hier sal pragtige bome staan. Onthou, daar was niks. Die grond het ons omgevloeg. Ek sê, hier sal pragtige bome staan. Hier sal pragtige grasperke wees. Ek sê, daar sal mooi wit banke onder die bome staan waar mense in die koelte kan sit. Daar sal blombeddings wees. Ek sê, dit is hoe dit sal wees. En dit het waar gekom, my broer en suster. Julle sien dit vandag. Al wat nie waar gekom het is nie, daar staan nie wit banke nie, en dit is nie omdat dit nie onmoontlik was nie, dit is maar net omdat ons dit nie daar wou sit nie, want dan sal die swartes daar opkom sit het. Dis waarom daar nie wit banke staan nie.
Maar vir die res is alles daar. En ek dank die Here, hy is nou oorlede, 'n hele paar jaar oorlede, maar hy het lank genoeg gelewe om dit te sien. Die Here weet self wat in sy hart aangegaan het, dit sal hy eendag met die Here moet uitklaar. In byeenkomste, daar is baie sulke byeenkomste, waar daar interbroederlike byeenkomste van leraars, predikante, pastore, reverends en so aan in 'n dorp, waar mense gesamentlike dinge probeer. Ek het vir jare dit self ook probeer, waar ons sulke byeenkomste gehad het. Dan sien jy maar kort as ek in my oog vang, dan sien ek daar staan 'n groepie, dan sien ek hulle staan iemand en bespreek, en die kort wat hulle na my kant toe kyk, en partykeer wat hulle selfs in my rigting wys, ek het maar altyd alleen gestaan, niemand wou by my staan nie. Totdat ek dit naderhand laat vaar het. Want as jy sulke byeenkomste het, dan moet jy altyd neerdaal tot die gemeenskaplike vlak. En as daar nou nog 'n Joodse rabbi ook nog by is, en daar's nog 'n Rooms-Katolieke priester ook by, wat is die laagste vlak waartoe jy dan moet neerdaal om so 'n fellowship, so 'n gemeenskap te kan hê? Gevolg is ek het dit laat vaar. Want dit gaan ek nie doen nie. Ek gaan nie my visie in my God verloon terwille van 'n fellowship nie. Nou ja, my broer en suster, dis die pad wat ons moes loop. Ons moes hard stry om die waarheid van Gods woord uit te dra, soos ons glo, soos dit in sy woord staan. Een van die groot twispunte, die kontensieuse sake, wanneer 'n mens nou in die dieper kringe begin beweeg. En dit is die kwessie, net Israel of net Pinkster. Ek praat nou nie eers van die gereformeerde sy nie, ek praat nou maar net van hierdie twee, omdat ons ook Pinkster is. Daar is so baie mense, so baie, wat hierdie waarheid aangryp, en wat sê, ag, as julle tog net nie Pinkster was nie, as julle tog net nie in tale gepraat het, as julle tog net nie hande geklap het nie, dan was ons lank al by julle. Dan was julle al 'n groot gemeenskap. Dan sê ek verloon nie die waarheid van God se woord nie. Ek is lief vir Pinkster. Ek is lief vir die beweging van die Heilige Gees. Ek weet ons maak baie foute, my broer en suster. Ek weet ons is ver van volmaak af, dit erken ek. Maar my broer en suster, dit staan in God se woord. Prys die Here. Staan in God se woord dat hy het 5 bedieninge in sy gemeente geplaas. Die apostel, die profeet, die herder, die leraar en die evangelis. Hy het 9 gawes vir sy gemeente daar gestel om te dien as die manifestasie, as die openbaring van die Heilige Gees. Naamlik tale, uitleg van tale, van profesie. 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, onderskeiding van geeste. Die werkinge van kragte, die genesing van siekes. My broer en suster, die heerlike en die wonderlike gawes wat die Here vir ons daar gestel het. Ons dank die Here vir al hierdie wonderlike dinge wat ons kon sien en kon belewe. Ons dank die Here vanmôre vir getuienisse. 2 pragtige en lieflike getuienisse. Daar sit baie getuienisse in die banke vanmôre. Ek dank die Here vir wat dit in my eie lewe beteken. Ek dank die Here vir oorwinningskrag in my lewe deur die gawe van die Heilige Gees. Ek dank die Here dat in hierdie bediening en op hierdie pad, my broer en suster, dat wanneer jy werklike probleme het, dat jy broers en susters by mekaar kan roep, of jy kan in 'n biduur kom. Jy kan jou hart uitstort voor God.
Jy het 'n Heilige Gees vrymoedigheid wat alleen die Heilige Gees aan jou kan gee. Nee, prys die Here, ek kan Pinkster nooit laat vaar nie. Maar dan is daar ook die ander kant, dan is daar duisende Pinkstermense oor ons land, by wie ons kon inskakel en met wie ons een kon wees, as ons net nie die Israelvisie gehad het. O, die Israelvisie, o, daardie dwaalleer, o, daardie verskriklike afwyking van God se woord. En dan word dit so maklik van ons gesê, omdat ons glo dat ons God se volk is, daar's haat in julle hart teenoor ander mense en ander rasse. En dis nie die waarheid nie. God ken ons harte, my broer en suster. Daarom, om hierdie twee by mekaar te bring, soos in Ekklesia Evangelie groep gedoen word, om waaragtig te glo wie God se volk is, en dat ons deel van daardie volk is, en alles wat dit behels, al die profeseë wat dit vir jou ontsluit en oopmaak, om dit te hê, en ook nog Pinkster, om dit saam te hê, dit kos 'n prys. Maar ek dank God vir daardie prys. Maar my broer en suster, dit kos ook 'n stryd. 33,5 jaar in voltydse bediening. 5 jaar voor dit al, waar ek as ouderling in die gemeente waar ek was, toe ek nog in die navorsingswerk was, waar ek maar dikwels vir die pastoor, as hy oor see gegaan het en so aan, moes ek ook maar vir hom sy Bybelstudies doen, moes ek ook maar die dienste hou aan so aan, dit was my skool, waarin die Here my voorberei het vir hierdie 33,5 jaar. Dan is daar nog al die skryfwerk. Wat 'n arbeid was dit nie. My broer en suster, en dan is daar natuurlik nog die ouderdom. Ons kon nie langer aanhou nie. Daarom het ons aan die einde van hierdie fase van ons bediening gekom. En ek is so dankbaar vir ons gemeente, ek is so dankbaar vir my broers en susters. Dit wil ek vir u as gemeente sê, Suster Neser en ek sê dit uit ons harte. Julle het dit altyd vir ons maklik gemaak. Ek weet nie van een geval of een insident wat enige van ons mens dit vir ons swaar gemaak het, omdat hulle dit wou swaar maak. Waar ons saam met julle moes huil, was dit omdat julle self die probleem gehad het. Waar ons saam met julle kon bly wees, was dit omdat julle self bly was. Maar dit was nie die swaar kry saam met julle, of as gevolg van julle, omdat julle moedswillig was. Ons kry almal swaar, my broer en suster. Dis nie 'n maklike ou pad hierdie na die ewigheid toe nie. Die psalmis het lank al gesê, die dae van ons jare is 70 en ons is baie sterk as 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Ons ondervind dit almal. Ons het dit met julle almal deurgemaak, my broer en suster. Dit was nie maklik nie, maar dit was ook terselfdertyd in die hartseer en in die trane, was dit lekker. In die sin dat ons julle lief het en weet, dis julle omstandighede en dis nie julle moedswilligheid nie. My broer en suster, wat beteken dit nie vir 'n herder om 'n gemeente te hê wat nie die wêreld vir hom en sy vrou swaar maak uit moedswilligheid uit nie. En ek is so dankbaar dat ons aan pastoor Errol en die wat hom sal bystaan, die gemeente so kan agterlaat. U sal dieselfde ook vir hom en vir Rita doen. Nou my broer en suster, 'n bietjie meer spesifiek en van toepassing op ons geleesde gedeelte. En soos ek gesê het, ek wil nie vir my en my vrou met die apostel Paulus vergelyk nie, maar daar is tog parallelle
En ek wil hê ons moet na 'n paar daarvan kyk. In verse 1 en 2 sê Paulus vir Timoteus, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Broer en suster, u sal self kan getuig, maar ek voel ons het dit gedoen na die beste van ons vermoë. Ons het God se woord verkondig. Ons het God se woord verkondig sonder om na die guns van mense te soek. Ons het dikwels die toren van baie vir ons op ons hals gehaal oor God se woord wat ons verkondig het soos ons hom verstaan. Hou aan, tydig en ontydig. Ons het dit gedoen. Almal het nie altyd daarvan gehou nie. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Ek moet vanmôre vir u eerlik sê, ons is in die intimiteit van die gemeente en ons het mekaar ook so leer ken. En u moet dit nie verkeerd opneem nie. Ek is op hierdie oomblik moeg tot in my siel van gedurig weerlê al die aanvalle teen ons. En dan is jou aanvaller so onredelik. Hy het net sy ding wat hy sien. En hy het sulke oogklappe op, dat die geheel van God se woord nog nooit vir hom oopgegaan het. Maar jy moet weer lê. Hoeveel geskrifte is daar nie onder ons geskrifte waar ons ander leringe weerstaan het nie. Afgesien van my boeke. Afgesien van persoonlike argumente en aanvalle en besoeke en ek amper sê stoeiery. Ek wil ten minste vir 'n maand of 2. En dit sal nou nie vir my moontlik wees nie, want ek sal alweer moet preek voor dit. Maar as ek dit kon kry, net heeltemal, as ek sommer op 'n plek kon wees wat ek sommer heeltemal ander goed kon gepraat het, dalk sal u dit verstaan. Ons het ons bes gedoen. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dis maar net 'n ou versietjie daarin, maar my broer en suster, u wat mense is wat onderleg is in God se woord, weet u wat dit beteken om in alle lering dit te doen? In alle lering, dit beteken jy moet God se raadsplan ken. Jy moet die woord ken, jy moet elke aanval ken, jy moet elke hoek waaruit jy weerstaan word, moet jy ken. Jy moet ook die ander mense se leerstellinge ken om dit te kan doen. Dit was nie maklik nie. En dan word jy nog verkeerd verstaan ook. My broer en suster, dan kom ons by verse 3 tot 5. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Ek glo dit is so met die leer wat ons voorstaan. Hulle wil hierdie boodskap van die identiteit van God se volk in hierdie liberale tyd, wil hulle dit nie verdra nie. Almal moet gelyk wees, almal moet omhels word, almal moet liefgehê word. Maak nie saak hoe hy is nie. En dit word dan ook verkeerd verstaan, want as jy dit weerstaan, dan sê dit, sien jy het haat in jou hart. Is alles deel van daardie stryd. Broer en suster, jy voel of jy net 'n bietjie wil gaan rus. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, soos ek net nog gesê het, as dit dan nie van die Israel kant is nie, dan is dit van die Pinksterkant. O nee, julle happy clappies, julle mense wat hande klap, julle mense wat amen sê as daar gepreek word of gebid word. Kom laat ek dit vanmôre vir eerlik sê, baie van die mense op hierdie video of die kaset sal dit ook weet.
dit is miskien nog nie iets mooi om te sê nie, maar hoe baie keer ek dit gehoor. Nee, wat ek hou nie van daardie geblaar in 'n diens. Het julle dit ook al gehoor? Ja, my broer en suster. 'n mens is 'n mens. Dit gryp tog ook maar in jou hart, want jy weet dit is God se woord wat daar weerstaan word. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend na die fabels. Hoe dikwels het ons dit nie ondervind nie, en ondervind dit nog steeds. Mense wil graag 'n preek hoor wat hulle eie begeerlikhede streel. Jy moet nie iets preek wat hom voor die bors vat nie. Dit moet jy nie preek nie. Ek onthou goed, ek dank die Here dat dit het nooit in hierdie afgelope amper 24 jaar nooit in hierdie gemeente gebeur nie. Maar dit het in die vorige gemeente gebeur. Ek het hier ook al daarvan vertel. Dat ek in die oggend die boodskap gebring het. In die aand, as Suster Neser en ek by daai kerk kom, dan's daar nie een nie. Daar was 'n groep. Daar was 'n groep wat daar die hele gemeente beheer het. Dit was 'n groep van die kerkraad wat daar was toe ons die groepie mense gekry het. En wat 'n absolute beheer gehad het. Dan het ek daardie oggend iets gepreek wat daardie mense nie aangestaan het nie. Dan het hulle gekookus en al daai mense gesê, vanaand kom julle in die kerk toe nie. Dan's daar nie een in die kerk nie. Dan moet ek die volgende dag rondgaan. Het was 'n Engelse gemeente. Dan moet ek gaan sê, elkeen, what's the matter brother? What's the matter sister? Van die een na die ander. Van die een na die ander. God ken my hart. Julle ken my ook 'n bietjie. Ek het seker maar ook my eksentrisiteite, my broer en suster. Ek is nie volmaak nie. My vrou is nie volmaak nie. Ek wil maar net vir julle 'n bietjie iets van die stryd laat verstaan. Die Here het ons wonderlik geseën. Ons het 'n kerkie gebou. Suster van Bredasel, dit weet sy, was saam met ons daai tyd. Ons het 'n kerkie gebou in Dinkenwil. Daai kerkie was vol. Ons het later 'n mooi pastorie gebou. Na 7 jaar moes ons dit toe ook laat staan. Soos ons nou na 23 jaar hierdie kerk en hierdie pastorie moet vaarwel sê. Maar in elk geval, dan kom lieflike jong mense tot bekering. En dan leer Suster Neser en ek vir hulle hoe 'n kind van die Here moet lewe. O ja, broer Willie, hulle was ook in daai kerk gewees voordat. Ek het vergeet daarvan. Vir hulle, my broer en suster, ek weet daar's nou, dis maar net deel van die stryd hoor. Ek wil nou nie te veel van die flashpoints, van die flitspunte aanraak nie. Ek glo 'n kind van die Here moet eenvoudig lewe. Ek glo 'n kind, byvoorbeeld 'n vrou, moet nie met allerhande tierlantynkies nie en hierdie vreeslike rooi lippe en hierdie blou of groen oë in daardie goed nie. Is vir my, ek moet dit regtig sê. Ek weet mense word dikwels kwaad, broers en susters. Dis een van die dinge wat mense verskriklik oor kwaad word. Dit vat aan jou. Is vir my 'n gruwel. Dan kom hierdie jong vroue en jong meisies tot bekering en ons leer vir hulle en in die gloed van hulle oorgawe aan die Here, want hulle het werklik tot bekering gekom, dan haal hulle daai goed af. Maar so 2, 3,
op die langste 4 weke teen daai tyd, dan leer jy 'n gemeente ken. Dan kom van hierdie jong vroue en jong meisies na ons toe, sê maar pastoor, jy sê ons moet so maak, maar kyk daar die hoofouderling van jou se vrou. Die lippe so, die oë so, al die dinge. Dan gaan ek na daai hoofouderling se vrou toe. Dan sê ek vir haar, ek sê, suster, dit is die posisie. Jy is 'n struikelblok vir daardie jong bekeerlinge. In steede van dat ek vermaan en bestraf, soos dit daar in die 2de vers dan word ek vermaan en bestraf deur haar. Dan sê sy vir my, kyk hier pastoor, nou ja, dit was natuurlik 'n Engelse gemeente, die gesprekke was altyd in Engels. Sy kyk hierso, nêrens in die Bybel staan dit dat 'n mens nie jou lippe moet rooi maak en jou oë moet verf nie, behalwe een vrou wat dit gedoen het, en dit was Jezebel. En Jezebel was 'n hoer. Ek is nie 'n hoer nie, hoor. Word dit dan vir my gesê? Nou ja, is maar net een insident. Ek sal vir u nou nie verder daarmee belas nie. Maar my broer en suster, die mense is vandag nog so. Die mens sal vir hom leraars vergader, wat hom in sy gehoor sal streel. Dis nie 'n maklike ding om 'n getroue dienskneg en diensmaagd van God te wees nie. Op een of ander manier staan jy altyd in die spervuur. Hoe baie het ons daarmee te doen gehad. Dat jy byvoorbeeld 2 broers uit die gemeente wat in besigheid gaan met mekaar. Ek wil tog vir u vanmôre sê, tensy die Here op 'n baie duidelike manier lei. Ek sê nie daar's uitsondering nie. Maar oor die algemeen moenie met 'n medebroer in die gemeente in besigheid gaan. Dan kom daar groot stryd. Nou ja, dan moet die pastoor dit oplos. Elkeen se kant is reg. Op die ou end is die enigste een wat verkeerd is die pastoor. 'n Man en 'n vrou skei met mekaar. Ons het dit ook al gehad. Dieselfde. Dis hartseer sake en jy moet dit deurleef. Jy moet dit deurbid. Dis waarom so baie herders en soms hulle vroue ook seën nie ineenstortings kry. God het ons bewaar en ons genade gegee. Mense, 'n mens, broer en suster, u ook maar en ek ook maar nog. Jy het groot genade van God nodig om so ver van jouself te distansieer, om ook werklik in 'n groot kontensieuse saak ook die ander man se kant te sien en nie net joune nie. Dis net genade van God wat dit vir jou kan doen. Verdra my nog 'n paar oomblikke, geliefdes, tot die end toe. Ek kom nou by werklik my teksvers, verse 6 tot 8. En is hier waar ek sê, ek is nie 100% parallel met Paulus nie, ek kan nie naby kom waar Paulus was nie. Maar daar's tog sekere trekke van ooreenkoms. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby, dis vers 6. Vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Ten minste kan ek in my geval en in Suster Neser se geval sê, vanmôre by hierdie laaste Sondagoggend diens, na 33,5 jaar in voltydse diens, het ons, wat dit betref, die wedloop volëindig. Ek preek my laaste Sondagoggenddiens.
en ek het nog die geloof behou. Gryp Satan nie dikwels ook maar aan jou eie geloof nie? Twyfel jy nooit, my broer en suster? Wonder jy nooit, is hierdie hele saak werklik? Is die Bybel werklik waar God se woord? Is daar ooit 'n God? Het dit nog nooit met jou gebeur nie? Laat ek vir u sê, het dit gebeur met pastore ook. Ek kan vir u tragiese verhale vertel van pastore, heel moontlik sal ek seker maar predikante ook, maar ek ken nou nie predikante so goed nie. Maar ek onthou die een tragiese verhaal, ek het nie self die pastoor ontmoet nie, maar ek het iemand geken wat hom baie goed geken het. En seker maar ook hierdie stryd, en die pastoor, daai pastoor het sy geloof verloor. My broer en suster, en net soos Esau, wou hy dit graag weer terugkry. En pastore, broeders, en hierdie pastoor wat ek nou van praat, wat hom geken het, was een van hulle, na hom toe gegaan om het probeer weer sy voete op die rots te kry. Dan sal hulle so eind weg, om saam met hom te praat, of saam met hom te bid, dan stop hy hulle. Dan sê hy, stop, laat staan. Ek kan dit nie kry nie. Hoekom nie, broer, wat pla? Sê hy, pastoor, broeder, ek was self vir jare in die bediening. Ek het self met mense so gepraat. Ek weet presies die volgende ding wat jy vir my gaan sê, en dit is juist dit. Omdat ek weet wat jy vir my nou gaan sê, gooi dit 'n muur voor my. Broers en susters, om die geloof te kan behou, is God se genade. Moet nie 'n duim skiet gee nie. Moenie toelaat dat die duiwel enigiets aan jou geloof doen nie, al is dit ook jou teleurstelling miskien in die ene vir wie jy die meeste respek gehad het. Onthou, daar's net een in wie daar nooit 'n teleurstelling was of sal wees nie, en sy naam is Jesus. Halleluja. Hy het ons tot die eind toe lief gehad. Prys sy wonderlike en sy lieflike naam. En nou wil ek vir u nog 'n ding sê. Dit was vir my so kosbaar toe dit tot my deurgedring het. Is God se woord nie wonderlik nie? Hoeveel keer het u al 'n versie gelees? Jy ken hom uit jou kop uit. Nou kom daar 'n dag, dan maak die Here vir jou 'n nuwe venster oop, op daardie selfde ou teksie wat jy so goed ken. En die Here het vir my hier 'n venster oopgemaak. Dit staan daar, ek het dit net nog nooit so gesien nie. Hy sê vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Paulus sê nie daar, ek het die wedloop gewen nie. Hy sê net, ek het die reisies klaargemaak. Al was hy ook miskien die laaste ene. Want in die Filippense skryf hy, Filippense 3 sê hy sê nie dat ek al volmaak is, of ek al bereik het nie, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. Met ander woorde, hy jaag ook na iets wat hy nog nie in sy greep het nie. Ons jaag almal so, broers en susters. Maar hy sê, ek het die wedloop volëindig. Ek dank die Here vir 'n mooi verhaal. Ek het hom al in die jare wat verby is vir u vertel, maar ek dink is tamelik lank gelede. Dalk sal u dit nie eers onthou nie. Maar dis 'n ware verhaal. Die ou seentjie, hy was gebreklik, maar hy was baie, baie moedig. En by die skool, soos ons kinders maar vandag nog, wanneer dit atletiektyd is hy daar. Hy neem deel aan die wedloop. En hy kan natuurlik as gevolg van sy gebreklikheid, het hy geen hoop gehad in die kort afstande nie. Dit moes maar 'n bietjie die effense lang afstande wees. Maar hy daar gaan buk en gaan sak en wag vir die pistoolskoot om weg te spring net soos enige van die ander. Natuurlik was daar van die kranige atlete, my broer en suster, die ouers en die mense het hulle om en om die baan gevolg en by die wenpaal, die een wat gewen het, toegejuig. Almal, selfs die ou agterstes,
was al van die baan af, hulle was al klaar. Net hierdie gebreklike ouetjie nog. Broers en susters, en hy het aangehou, en hy het aangehou. En die opgewondenheid het al hoër en hoër opgelaai. Paar keer met sy gebreklikheid het hy gestruikel. Die nervies afgeval van sy knietjies. Maar hy het opgestaan. Net een ronde nog. Die mense het opgestaan uit hulle sitplek in die paviljoen. Hulle het almal daar kom staan, so naby as wat hulle kon. En hy het die wenstreep oorgesteek. Hy was die laaste. Maar hy het die wedloop klaar gemaak. Hy het die grootste toejuiging van almal gekry. Ag, my broer en suster, al sal u ook struikel, al sal u ook u self figuurlik gesproke dikwels nerve afval, staan net weer op en maak die wedloop klaar. Dis wat Paulus hier sê. Is dit nie dat ek al volmaak is nie? God soek nie volmaakte mense. God soek mense wat volhard tot die einde toe. Dis wat die woord sê. Die woord sê hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hoe dank ek die Here vanmôre? Ek is ook nie volmaak nie. Suster Neser is ook nie volmaak nie, my broer en suster. Ons het baie foute gemaak. Ons het u selfs soms seker dikwels teleurgestel. Maar ek staan vanmôre in hierdie ou preekstoeltjie. Ek kan my oggenddienste klaarmaak. En ek het nog die geloof. Ek dank God daarvoor. Ek sê eendag vir 'n broer in hierdie gemeente, sal nou daarby kom, wat ons en my verlaat het. Voel werklik waar sy klagtes en sy besware was nie regverdig nie. Maar hy het my verlaat. Hy het die ordentlikheid gehad wat ek hom die ere voorgee om in my studeerkamer dit vir my te kom sê. Sê totsiens pastoor, ek loop nie meer saam met jou nie. Toe sê ek vir hom, ek sê ja broeder. Ek sê ek weet ek is nie volmaak nie. Ek sê ek weet ek kom op baie plekke kort. Ek sê maar ek is nou baie jare in vereniging en deur God se genade is daar 2 dinge wat ek kan sê. En ek het geweet hy kon dit nie sê nie. Ek sê ek het nog nooit iemand iets geskuld wat ek hom nie betaal het nie. Ek het nog nooit nodig gehad om van vereniging af weg te hardloop omdat dit vir my hier te warm geword het. Ek het nog nooit nodig gehad as ek in vereniging se straat geloop het en ek sien enige winkelier of wie ook al langs die sypaadjie afkom dat ek om hierdie hoek wegspring en hier sommer in 'n winkel ingaan net om te ontduik omdat ek aan hom iets verskuldig is. Ek dank God deur sy genade was dit nooit vir my nodig nie. En ek gaan ook nie uit vereniging met oneer nie. Ek sê die tweede ding is, ek sê die gemeente kan daarvan getuig, is nou nie 'n mooi ding om te sê nie, maar dis dinge wat gebeur. En is deel soms van harde stryd en selfs harde woorde, wat ook 'n leraar soms aan moet deelneem. Ek sê die tweede ding broeder, ek sê ek het nooit met 'n ander man se vrou gelol nie. God is my getuie, die gemeente is my getuie. Ons is nou nie baie hier vanmôre en ek dank die Here die van my broeders wat alreeds in die bediening is. Hulle weet hierdie dinge. Hulle beoefen ook hierdie dinge, maar ek wil tog sê as daar jong mense is
wat nog eendag vir die Here wil gaan werk as Jesus vertoef om te kom. As ten minste die video wat hom weier sal uitdra, daar's die kaset wat hom weier sal uitdra. En ek wil dit ook maar vir die ouderlinge en die diaken sê, moet nooit by 'n man se huis gaan besoek aflê by sy vrou as hy nie tuis is nie. Moet dit nooit doen nie. Al is dit ook met die beste bedoelings in die wêreld. Die duiwel stel vir jou 'n slaguister. Al sal jy dan ook nie self daarin trap nie, dan sal hy wel 'n paar skindertonge kry wat jou gesien het by daardie huis ingaan. En heeltemal ander bedoelinge aan jou toeskryf as waarmee jy in daardie huis ingegaan het. Ek dank die Here vir die goeie stryd wat ons kon stry en die wedloop kon volëindig. Ek dank die Here, my broer en suster, vir ver oor 1000 boodskappe wat op kaset is. En broers en susters, alhoewel sommige punte ook in andere voorkom, het ek ver oor 1000 kassette waar ek nie een boodskap 2 keer herhaal het nie. En ek dank die Here, daar vandag nog briewe, telefoonoproepe, mense wat kassette vra van 10, 11 en 12 jaar gelede. Dank die Here vir die boeke en die pamflette wat ons kon skryf. Ons het die wedloop volëindig. God ken ons harte. Nou soos ek nou net gesê het van daardie een broer in my studeerkamer vir wie ek hierdie dinge moet sê, dit het dikwels met my gebeur en ek dink dit is van my swaarste ondervindinge in die bediening. En dit wil ek nou vir u lees, vers 9 en 10 en ook verse 16 en 17. Beywer jou om gou na my toe kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmatie. Ook verse 16 en 17, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor en ek is uit die bek van die leeu verlos. Een van die swaarste dinge in die bediening in hierdie 33,5 jaar was die gevalle. My broer en suster, jou ware godsdiens is een van jou intiemste belewennisse. Jy leer om mekaar lief te kry. Baie lief te kry. En as so 'n broer of 'n suster jou dan verlaat, dit kwes jou tot in jou siel. En uit die aard van ons gemeente, ek sê dit vanmôre maar vir u openlik, u sal dit tog ook maar weet, maar baie mense het dit miskien nooit so gesien nie. U weet, ons is nie 'n tradisionele kerk nie. Ons is nou maar amper 24 jaar aan die gang. Ons is nie 'n groot beweging nie. Ons het nie groot tradisies nie. Mense behoort nie aan hierdie kerk omdat sy pa en sy oupa en sy oupa grootjie en geslagte daaraan behoort het, soos met die groot kerke. Ons het ook nie so 'n greep, as ek dit so mag noem, u moet dit nie verkeerd verstaan, so 'n sê oor mense soos die ander kerke nie. Omdat mense alreeds so 'n groot besluit moes neem om by ons te behoort. Daar's baie vroue vandag, ek wil nie name noem nie, u sal weet. Daar's baie vroue vandag. Hulle mans is nie saam met hulle nie. Om die waarheid te sê, hulle moet deur groot stryd gegaan het om hulle te laat doop en aan hierdie kerk te behoort.
Dit het groot moed en opoffering gekos. In baie gevalle is dit weer ook andersom, waar die man dit doen en die vrou niks te doen wil hê nie, en die kinders niks te doen wil hê nie. Maar ook uit die aard van ons saak, omdat ons so weerstaan en so verag word, is daar tog ook baie mense wat ons maklik verlaat. Ag, ek verloor niks daardeur nie. So 'n bietjie Israel waarheid, so 'n bietjie Pinkster waarheid, en as hy nou nie baie sterk daarin staan nie, dan maak dit ook nie vir hom veel saak. Daar's baie ander kerke waar daar baie goeie predikers is, mooi preke kan preek, pragtige kerke, mooi voordele daaraan verbonde. Tot ziens, pastoor. Daar is ook baie kompetisie in hierdie saak. Daar's baie kompetisie van nuwe Israel groepe wat opgespring het in die afgelope klompe jare. Ek sê dit, my broer en suster, ek sê dit nie om te roem nie, ek sê die waarheid. Almal van hulle het hierdie waarheid maar by my gehoor. Almal van hulle het hierdie waarheid uit my boeke uitgekry. Maar nou het hulle kompetisie geword. Nou het hulle 'n paar slagspreuke en 'n paar ander dinge wat vir die oningeligte baie logies en wonderlik klink. Een van hulle is die kwessie van die name van die Allerhoogste. Dat vir mense nou baie maklik gesê word, YHWH, dit is al wat in die Bybel staan, die tetragrammaton, dit is nou Jahwe. Wat weet die gewone mens? Hy weet nie dat daar net sulke sterk groepe is wat sê, nee, dis nie Jahwe nie, dis Jahwa. Ek het in my biblioteek 2 Bybels. Ek kan dit vir enige van u gaan wys. 2 Bybels wat genoem word Original Name Bibles. Die ene is 'n Jahwe Bybel en die ander een is 'n Jahwa Bybel. Nou wie is dit nou? Is dit nou Jahwe of is dit Jahwa? Ander sê, nee, nie een van die twee is reg nie, dis Yahuwah. Ander sê dis Yahwasawa. Ek het na baie groot gesaghebbendes oor hierdie saak gegaan. En is absoluut daarvan oortuig, saam met hulle, niemand weet presies hoe daardie uitspraak is nie, die Here sal dit vir ons wys met sy wederkoms. Prys die Here. Dan sal ons weet wat sy werklike naam is. Maar baie van ons mense het ons verlaat en agter daardie groepe aangegaan. Dit is vir hulle gesê, nee, ons het groot respek nog vir pastoor Neser, maar pastoor Neser het agtergebly. Ons het hom verbygegaan. En so aan en so aan. Nou my broer en suster, dit maak jou hart seer. Jy was lief vir daai mense. Hulle is weg van jou af. Dit het ook gebeur. Dit maak jou ook siek, maak jou ook moeg tot in jou siel. En so kan ons voortgaan. Maar dank die Here, my broer en suster. In vers 18 sê Paulus, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek weet ek sal ook sy hemelse koninkryk ingaan. En mag God genade gee dat nie net tot vanmôre nie, maar tot die dag dat ek my asem uitblaas. Ek sal sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beteken aan almal wat wag vir sy wederkoms. Wat wag dat hy sal kom as koning van die konings en Here van die Here. Wag vir die dag wanneer die stryd verby is. God seën u in Jesus naam.